Hartlike goeiemôre aan almal vanoggend. Dit is altyd lekker vir ons om hier te wees, al die pad van Gauteng af. Ons kuier nie meer in die Kaap nie, ons kuier nou by oupa en ouma. Dit is waartoe ons gaan, oupa en ouma, want dan kan ons ook bietjie rus. Dit is sommer net lekker om saam met u vanoggend die Here se naam groot te maak en ons doen vir julle hierdie liedjie. Oh, my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often. Every song was there. Oh Lord, you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just with my arms stretched wide, I will worship you. And I'll throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a else
krag, al die majesteit. Jesus, die alleen is heilig, die alleen kom toe aan lof van die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam. Daar is geen mooier naam as Jesus. Daar die lade, daar die hele aarde juich van die redder van die wêreld het gekom. Hoog verheven, hoog boven alles, staan die koning van die heelal, wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding gesien. En hele stede, hoogste naam, alle namen, Jezus, Here, laat die hele aarde juich, want die redder van die wêreld het gekom. Hoog verheven, hoog boven alles, staan die koning van die heelal, wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, elke nasie, elke volk, jou redding gesien. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juich, die hele aarde juich. Gekleed homself met lig, in duisternis moet vlug.
vra dit net weer vanoggend, hy is die naam bo elke naam. Hy is die naam bo elke naam. Vader is die naam. In my hart sal sing, hoe groot is ons God. En hoe groot is ons God. Ons sing, hoe groot is ons God. En almal sal sien, en hoe groot is ons God. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. Your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
sitplek saam neem en terwyl ons so saam sit en saam aanbid, ek dink is daar sommer net iets in my hart van dat die Here goed is en hy koning is. Ons herhaal, great are you Lord. Wanneer ons dit sing ons dit uit ons hart, want hy is 'n Heer. Hy is die hoogste ere. Aan hom kom toe alle ere, alle lof. Mag sy naam geheilig word en sy koninkryk kom. Aan die eer, aan die lam, aan die koning wat regeer, aan die seun, die gesalfde, aan die opgestane Heer, die hoogste kom
Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U hulde bring, want daar is trou, U liefde by U Heer. Ek wil voor U almag buig, en net by Julle hart getuig, van U groot ontferming, gelade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer, en ek wil voor U almag buig, en net by Julle hart getuig, van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Is ek nou op die lig? Baie dankie. Baie dankie liewe vriende, vir my kinders en Shireen en Ludwig. Ai, dis lekker. Oeg, my hart klop sommer so warm. Hulle is baie nice. Vriende, wat 'n wonderlike groot voorreg om hier saam met ons te wees, dat u saam met ons is en dat ons so in die teenwoordigheid van die Here sy naam kan groot maak, net onsself verloor in ons wonderlike God vir wie hy is. Ek het gevra, ek wil nie 'n mic hê nie, want dan sing ek altyd te kliphard en toe sing ek so baie en nou is ek amper sonder 'n stem. Maar ek gaan my bes doen. Ek het 'n wonderlike gedagte by die Here gekry. Ek was eintlik bietjie verbaas oor hoe dit uitgewerk het, want dis nie wat ek self beplan het vir vandag nie.
So dis 'n spesifieke woord wat God wil hê moet vandag gebeur. Maar kom ek begin. So het dit al met jou gebeur dat jy sommer net lekker besig raak? Ons raak besig en dikwels in ons groot besig raak en aan mekaar ietsie doen van die volgende taakie, spring van elke taakie na die volgende een, verloor ons eintlik die oomblik. En dis presies wat met my gebeur het. Jy moet nou vir my daai videoetjie wys asseblief. Daar's nie 'n videoetjie wat jy hoef te sien nie. Ek wil net 'n rustige atmosfeer hê. So op my tiklysie vir die kinders was dit nou ergens in die week moet ons waterfront toe gaan want ek wil bootjie ry saam met my kleinkinders. Want vir die wat dit nou nog nie weet nie, ek het mos nou 5 kleinkinders, nou. En uiteindelik het ek al 5 kleinkinders van hulle op die bootjie. Ek hoor 'n echo van myself en dit is nogal vreemd. Ek het al 5 kinders en kleinkinders en almal op die bootjie, sommer so 'n hawe bootjie daar by die waterfront en ons gaan nou uitgaan, maar nog voor ons uitgaan, ek weet nie of die engines al gestart was nie, sê ek vir my seun, onthou nou hierna moet ons roomys eet. En Heinrich kyk vir my so, hy sê, pa, kan pa net rustig raak en eers die oomblik geniet. Maar dit al met jou gebeur, jy is hier, maar jy wil eintlik daar wees en dan so gebeur dit. Partykeer, en ek begin skryf aan my boodskap vir vandag wat ek met u wil deel, en ek skryf die woorde, stop, dink, luister. En hoor julle ook die herhaling? Miskien klink ek beter as ek 2 keer oorkom. En ek skryf die woorde, stop, dink, luister, en dit gebeur die hele tyd by my, en ek op 'n stadium merk ek alles in my notas in rooi, elke keer wat ek geskryf het, stop, dink, luister, ek dink die Here is regtig besig om iets te sê, waarheen gaan hierdie, maar in my hart gebeur dit, dat ek self en ek is skuldig, maar net by daai plek moet uitkom om te stop, net so 'n bietjie te dink, waarmee is ek besig, wat doen ek, is ek nog op koers saam met die Here in my verhouding met hom. So die stop, dink en die luister het my na verskillende plekke toe gevat. En soms is dit regtig net so bietjie nodig om uit jou eie klein wêreldjie van alles wat gebeur en vinnig gebeur en waar jy ook al nou in jou lewe is, net stil te raak en te besef hoe groot is ons wonderlike God. Hy's 'n wonderlike Vader en hy die hele heelal in sy hande. En toe begin ek dink, terwyl ek nou so werk aan my boodskap en ek sit en dink, ons sit hier, die meeste van ons sit daar agter staan 'n paar mense, ons sit hier op 'n ronde bal, op 'n groot planeet aarde, en terwyl ons sit, spin hy om sy eie as, 1600 km/h, voel julle dit? En dan net, as ek daaraan begin dink, hierdie groot aardbol, hierdie bal wat ons op sit, wat 1600 km/h om sy eie as spin, en dan jaag ons teen 'n astronomiese spoed van meer as 100.000 km/h, en julle weet dit, maar julle voel dit nie. Jaag ons deur die ruimte om een groot enorme sonmassa bal. Terwyl ons hier sit. En dan is hierdie aardetjie van ons vir ons soms so groot en dan is hy eintlik ook soms so klein dat meer as 1 miljoen van hierdie aardbolletjie kan binne in daai son pas. Meer as 1 miljoen aardes. En dan is ons gelukkig, want ons is 150 miljoen kilometer van die see af, dank Vader, van die son af, net ver genoeg om nie te vries nie, en net naby, nee, ver genoeg om nie te verskroei nie, en net ver genoeg dat ons nie vries nie, ja, daai twee verstaan dit. En dan gaan ons met ons lewe aan, en ons vat daai oggendkoffie, en ons sê, is maar net nog 'n dag. En ons vergeet dat ons hierdie wonderlike God, skepper van die heelal, dat ons hom dien, en dat hy intens belangstel in elkeen van ons. Soos ons vanoggend, ek het nog geweet wat gaan ek deel, en waaroor wil ek met u praat, maar as ons vanoggend net daaraan dink, en terwyl ons gesing het van, hoe groot is u, ek dink nie ons verstand kan begryp, hoe groot is ons wonderlike God en hemelse Vader nie, en daarom wil ek myself so gereeld net weer roep en sê, jy gestop, dink,
Luister, want ons God is so groot, hy is so wonderbaar, hy is so kosbaar. Ek dink aan ons liggame. Ons is nou in die skool, né? So, en dit was 'n bietjie vakansie, ek is nou net bang die kinders mis uit, maar ons het nou 'n bietjie daar oor die aarde en die planete gesels, maar dink aan ons liggame, hoe wonderlik het die Here ons liggame gemaak, dat ons kan voel. Net hierdie week het jy waarskynlik ergens bietjie koue gevoel. En as jy nou so lekker soos Adele by 'n man sit, dan voel jy hitte. Jy voel, ons kan emosies voel, ons het allerlei emosies wat ons voel. Een van my gunsteling emosies, seker almal sin, maar die idee dat ons liefde kan voel, né? Onthou jy dit nog? Dis nou tyd dat jy nou weer so maak op jou man. Daai liefde ervaring. Nou vir my is dit my mense. Vir my is dit my mense en my kinders en my vrou, maar daai klein kindertjies van my. Ek voel of ek hulle wil opvreet. Ou Lisaatjie is nou die nuutste een en ook maar net tot oormôre toe, maar sy is nou die nuutste een met die donker bruin oë en as ek haar so vashou wil ek haar net opeet. Hulle sê partykeer as hulle tieners word, as jy spyt het hulle nie opgeëet nie, maar die idee dat ons liefde kan voel, dat God ons liggame, terwyl ons hier spin teen 1600 km/h teen 100.000 km jaag om die son, dat ons kan voel, dat ons kan ervaar, dat ons kan lag. Terwyl ek voorberei sit ek en dink, dit sal nou great wees as ek 'n goeie grap kan vertel, maar nou weet ek nie nie, maar dat ons kan lag, het jy al daaroor gedink, dat jy die vermoë het om te lag, dis lekker, hoekom lag jy? Party mense lag kliphard. Jean, ek gaan niks sê nie, ek kyk net vir jou, maar ek kan nie agter bid, dan weet ek, ja, Jean is nou hier, want hy lag kliphard. Ander mense, hulle lag so 'n bietjie binnemond, of hulle proes, ek weet dan, ek weet nie, party snork sommer soos hulle lag. En natuurlik het ons nou nie lag nodig om te leef nie, om te eet en te kan drink en asem te kan haal nie, maar tog sê hulle lag is so goed vir ons. Spreuke skryf, dat lag, vriendelikheid, daai vrolikheid is soos medisyne. Fini, jy kan ook lekker lag. Laat jy my lag. Ons kan lekker lag. En hulle sê, dit is goed vir die hart. Lag bring mense by mekaar. Lag is goed vir ons gees, dit is goed vir ons siel. Te dink dat die Here vir ons, Spreuke 17 wat sê, 'n vrolike hart is soos goeie medisyne. En dis nie noodsaaklik nie, maar God het lag in ons ingebou. Vir my sê, daar was een of ander Big Bang nie, wat 'n gemors is dit? Nee, hierdie aarde wat 1600 km/h om sy eie as draai, en so vinnig 100.000 km om die son, en hier is ek, klein skeppertjie, of klein skepping van 'n groot wonderlike God, en hy laat my voel, en hy laat my lag, en hy laat my leef. Dis iets om oor bly te wees, dis iets om oor opgewonde te raak, en dit vat my na 'n plek toe wat ek wil sê, stop, dink, luister net vir 'n oomblik, wat het God alles in jou lewe gedoen? En die groot prentjie van sy heerlikheid. Ek gesels met my dogter Mariechen ergens hierdie week, en dan sê ek nou, ek praat so 'n bietjie oor die preek, terwyl ek voorberei, dan sê ek van, maar is dit ook nie so nie, en sy en Rassie het ook daaroor gepraat, en dan met al hierdie wat gebeur, en hierdie grootheid van God se heerlikheid, en alles wat baie groter is as ons, en as ons nou op die einde daar in ons huisie sit, of op ons stoeltjie sit, of by ons lesenaar of in die kar sit, dan draai die wêreldjie maar weer net om my, en my dramaatjies en my probleme, en ek bring dit so vinnig na myself toe, en ek maak hierdie klein goedjies wat my so 'n bietjie pla, maak ek geweldig groot. En as ek dink aan Psalm 139 wat sê, God het my so kunstig aan mekaar geweef, en vir jou, kunstig aan mekaar geweef. Psalm 8 wat sê, hy het my weinig minder gemaak as die engele. En nou het ek oor God geleer, nie self, dat God is liefde, hy het ons lief. En ek het ook geleer in my verhouding met hom, dat God sit nie met sy sweep gereed, en hy kyk, waar kan ek hom piets, daar doen hy weer iets verkeerd, ek kan hom peet kry. Nee, ek het nie geleer dat hy so is nie. Maar ek weet een ding, dat God wil hê dat ons sy gebooie moet bewaar. God wil hê dat ons moet leef volgens sy woord. God wil hê dat ons sy bevele moet gehoorsaam. Is jy saam met my? Dis wat hierdie liefdevolle God van my vra. En so van die gebooie
en die goed gepraat. So verlede Sondag het ek op RSG gepreek en dan gewoonlik na so preek dan Sonja het ook al 'n paar keer daar gepreek. Dan kry jy nou briefies van die luisteraars. En party van hulle is nou baie lekker om te lees. Ek eet sommer 'n roomys terwyl ek hulle lees, want is nice, né? Hulle is mooi. En dan maar party van hulle is ook moeilik. Nou skryf die een oom vir my. Jy het nou lekker gepreek, maar ek het nie gehoor dat jy die wet lees nie. Ek het hom nog nie geantwoord nie, maar ek gaan nou sommer nou so aanlyn vir die oom antwoord. Sien, weet jy wat is so wonderlik? En dis toe my gedagte draai in my voorbereiding. Jesus het ook nie gekom om die wet weg te vat nie. Hy het gekom om die wet te vervul. En hy het gekom om te doen wat ek en jy nie kan doen. Ja, ons het vanoggend so baie keer daaroor gesing, oor God se genade, van hy wat al die werk gedoen het. Hoe groot, how great is our God. Sy genade wat ons kom red het, en hy het gekom en hy het die straf gedra wat ons eintlik verdien. Want is ons wat gesondig het, is ons wat afvallig is. En hy kom en hy het die prys gedra, hy het die prys betaal, sodat ek en jy kan vry wees. So as ek stop en ek dink, en ek luister wat Jesus vir my gedoen het, en ek kyk na my eie lewe, dan weet ek, daar is so baie plekke wat ek tekort skiet. As dit kom by sy bevele, as dit kom by wat die Here van my vra, en wat hy van my lewe wil hê, dan is daar baie plekke wat ek tekort skiet. Dan probeer ek. En dan gebeur daar iets in my hart wat my eintlik so 'n bietjie ontstel, want ek begin wonder as ek nou oor God se grootheid dink, hoe gaan dit eendag wees wanneer ek voor hierdie almagtige, heilige, ewige God gaan staan, regverdige God, en ek moet rekenskap gee oor my lewe, my gejaagde lewe. Hoe gaan dit wees? Want as ek aan hom dink en voor sy troon is miljoene engele, hulle maak selfs hulle eie gesigte voor hom toe, en dan roep hulle heilig en waardig is die Here, en ek en jy gaan voor hom staan. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons rekenskap gee? Maar dan gaan ek nou na 'n plekkie toe, en miskien was jy ook al daar in jou lewe, miskien dink jy nie baie hieroor nie, maar ek vertrou dat die Heilige Gees gaan nou iets in ons harte wakker maak vandag. Dan kom ek tog by 'n plek wat ek dink, as ek nou die oom se epos ook gelees het, ek is dalk nou nie so bad nie. Ek het nog niemand vermoor nie. Ek het nog nie 'n bank beroof nie. Ek het ook een van my vriende se vrouens begeer nie. Ek dink ek is nou nogal redelik alright. Nou, miskien gaan ons na daai plek toe. Want sekerlik is daar mense wat slegter is as ons. Moordenaars en bedrieërs en bedrogpleërs en mense wat verskriklike dinge doen. En as ek my met hulle vergelyk, is ek daarom nou nie so sleg nie. Dis amper soos op skool, as jy daai moeilike vraestel geskryf het en hulle kom terug en hulle deel hom uit en jy het nog 'n joune gekry en jy vra vir Pietie wat het jy, dan sê hy 38 en sê ek, ek gaan daarom beter as dit doen. Ons vergelyk onsself baie maklik met die ouens, maar dis presies hoe baie mense dink oor God en hulle verhouding met God. En hier is amper, sal ek sê, die breaking news, dat God gaan nie die mensdom in 2 rye laat staan en sê, julle was daarom maar beter as hulle. So julle kan nou weer gaan, maar julle gaan soontoe. God meet ons nie aan mekaar nie, maar God meet ons aan sy volmaakte standaard. Groot sinnetjie, jy moet hom nou invat en jy moet oor hom gaan dink, dit het my besig gehou hierdie week. God meet ons nie aan mekaar nie, maar God meet ons, elkeen van ons, aan sy heilige standaard. God meet ons aan ons verhouding met hom en sy woord, sy gebooie, sy bevele oor ons lewe. En hier's die drama. Ek het daarby geëindig toe ek stop dink en luister. Ons kom baie vinnig by 'n plek wat ek 100% besef. Guilty. Ek skuldig. Ek het baie foute, ek het baie tekortkominge. Jy kan self vir jou eie lewe dink.
Maar nou wil ek vir jou die wonderlikste waarheid vertel wat jy ooit in jou lewe dalk al gehoor het, kan hoor, vandag dalk vir die eerste keer hoor, en jy moet baie mooi luister, dink daaroor, stop net gou vir 'n oomblik, dis wat die Here sê. As jy vandag niks anders onthou wat ek gesê het nie, hoor hierdie, ten spyte van alles wat jy gedoen het, ten spyte van jou verlede, ten spyte van jou sonde, hierdie groot God het jou lief. Ten spyte van alles. Die storie eindig nie daar, maar God het jou lief. Elkeen van ons lief. En die wonderlikste deel van die evangelie en hierdie grootste liefdesdaad wat hierdie wêreld nog ooit gesien het, het God sy seun na die wêreld gestuur, Jesus Christus. En hy het hier kom woon en hy het gesterf en hy het ons pyn geken en hy het ons versoekings beleef en hy het ons gebrokenheid gesien en tog was hy bereid om gewillig homself te gee, om gekruisig te word. En die rede, want die straf wat myne en joune was, het hy kom vat en sê, ek sal dit op my neem. Is dit nie wonderlik nie? Christus het gekom en hy sê, ek vat die straf, ek weet jy het gesondig, ek weet jy sukkel en ek weet jy het uitdagings, ek vat die straf en ek dra dit vir jou. Ons was die skuldiges, ons het gesondig, maar Christus kom en hy sê, ek het jou so lief, ek het jou so lief, ek wil my lewe vir jou gee. Dis wonderlik as iemand sê, hulle is lief vir jou. Ek hou baie daarvan, ek hou van my drukkies en nabyheid, en as die kinders, as hulle naby kom, sê, oupa, ek is lief vir jou, ek hou daarvan. Maar my verstand kan omtrent nie begryp dat die God wat hierdie heelal gemaak het, hierdie aarde en die son en alles, hy was bereid om sy seun te stuur aarde toe, as gevolg van sy liefde vir my en jou. Hoe groot is ons God? Maar vriende, en dis nou waar ek die meeste verbaas was oor hoe hierdie boodskap draai, dis nie daar gelaat nie, dis hier die einde van die storie nie. Ek en u, elkeen wat hier sit, van die jongste klein Marisdaan af, reg deur almal, ons moet 'n keuse vir God maak. Ons moet 'n keuse vir God maak. Hy het al hierdie gedoen. Ek kan nie maar net nog getroffe deur die lewe gaan en dis nou maar als okay, ek is darm in die kerk en my naam is op die lidmaatlys ergens ek behoor. Nee, ek en jy moet 'n keuse vir God maak. Ons moet kies. Henry Pike skryf hierdie week 'n stuk wat ek raak lees en dit het my besig gehou vir die hele week want ek het lanklaas so ietsie gelees en ek wil dit graag met jou deel. Hy sê 'n vark leef in die modder want dis sy natuur. Almal verstaan dit. 'n Vark leef in die modder want dis sy natuur. 'n Skaap kan in die modder val, maar hy sal nie daar bly nie want dis teen sy natuur. Hy sal gou weer die groen grasie soek in die water waar hy kan loop. As iemand gemaklik raak in die modder van hierdie wêreld, sonder dat jy ervaar dat die Gees van God jou roep, jou tugtig met jou praat, jou wil uithelp. Dit wys nie dat jou redding het jy ergens langs die pad verloor nie. Dit wys dat jy nog nooit 'n skaap was nie. So ergens met Handelinge 2 vers 38 gebeur. Hulle vra, wat moet ons doen? Sê Petrus vir hulle, bekeer julle. Bely, los jou sonde, los daardie lewe agter, kom by Christus. Hy maak jou nie, daar's 'n psalm wat Dawid geskryf het, hy sê, hy het my uit die moddersluik uitgehaal. He brought me out of the miry clay, he planted my feet on the rock to stay. He put a song in my heart to stay, a song of praise, hallelujah. Treffende stukkie. Maar ek het vir jou sulke wonderlike nuus. As jou hartsbegeerte, elke keer as jy nou per ongeluk in die modder was, né? Want ons gaan modder toe. Die Bybel sê al struikel die regverdige en hy val ook hoeveel maal, elke keer help die Here hom op. As jy nou by die modder was,
en jy voel hoe alles in jou terugtrek. Jy voel die berou en die hartseer. Here, ek het weer gestruikel, help my op, vat my hand. Dis 'n wonderlike bewys dat jy 'n skaap is, dat jy sy eiendom is, dat jy sy kind is. Johannes skryf daaroor, hy kom ons haal, hy kom sy skape haal, om saam met hom te wees. God se hart is wonderlik, hy is so lief vir elkeen van ons, hy wil jou vergewe, hy wil 'n pad saam met jou stap, hy wil jou sonde wegwas, so ver as die ooste van die weste af is, hy wil dit in die diepste van die see werp, en hy wil nooit weer daaraan dink, hy wil 'n verhouding hê met jou, hy is lief vir jou, en hy wil hê jy moet sy kind wees vir altyd, en al wat ons hoef te doen, is om te bely, berou te toon, en by Jesus uit te kom. Laaste gedagte, moenie vandag uitstap na hierdie woord, terwyl die kinders nou kom sing het, ek het gedink ons gaan net sing, maar die Here het hierdie op my hart gedruk, en dan gaan jy uit, en dan gaan jy nou maar vanmiddag weer terug na die modderplasse toe, moenie dit doen nie, jy maak 'n groot fout, hierdie kan die belangrikste dag van jou lewe wees, as jy nie 'n keuse vir Christus gemaak het. En dis nie moeilik nie, dis sê eenvoudig, Here, ek het U lief, ek het U nodig, ek kan nie hierdie op my eie doen nie, ek kan nie voor U, die almagtige God van hemel en aarde, die redder, soewereine God, ek kan nie voor U staan nie, ek is te gebroken as mens, ek het U nodig, ek het die Heilige Gees nodig, ek het U redding nodig, ek wil leer by U, ek wil aan U behoort, ek wil die res van my lewe saam met U leef, ek wil U volg, ek wil U dien. En dis God se boodskap van verlossing. En dis nie iets wat ons sommer net kan laat verbygaan nie, want dit gaan oor 'n ewige bestemming vir altyd. Want alles hierdie, is net tydelik. Ek sê dit vir my kinders, terwyl ons kuier in die huis, dan praat ek en Rita nou oor ons dae, toe ons by ouma en oupa gekuier het, dan sê ek vir hulle, weet julle wat is half scary? Al daai goeds verby. As ons nou dink aan die huis, en die plek waar ons gebly het, en die plek waar ons gekuier, dis verby, dis lank terug. Ek sê, so dit wat julle nou beleef, George, in jou woorde, dan sê ek vir hulle, vat 'n foto, want hierdie gaan verby. Ons almal is deel van 'n verganklike lewe hier, en as ek en jy nie op God se uitnodiging antwoord om te sê, Here, ek wil U skapie wees, ek wil U eiendom wees, ek wil saam met U lewe, die lewe wat U vir my gee op hierdie aarde, ek wil voel, ek wil lag, ek wil lewe, ek wil bly wees, want U is my redder, U is my God. Dis 'n ewigheid saam met Christus. Heinrich, julle kan nader kom. Jy sit dalk vandag hier met jou eie battles, dinge waarmee jy worstel, dalk sonde waarmee jy sukkel, vrae en vrese, dinge wat niemand anders van weet. En hier is die goeie nuus, vriende, jy hoef nie vandag hier uit te stap en dit alleen te probeer veg nie. Dis baie maklik, jy nooi Jesus in saam, hy gaan jou help. Want soms voel dit in hierdie wêreld wat, ek sal dit vir die laaste keer sê, 160.000 kilometer om sy eie as draai en 100.000 kilometer per uur om die son draai. En dit voel of alles baie vinnig gaan en voel of alles baie jaag en voel of alles baie groot is. Maar weet jy wat is groot? God se liefde vir jou. Weet jy wat is groot? Onbeskryflik groot, God se teenwoordigheid. Weet jy wat is groot? God se genade. Want dit maak nie saak hoe donker en diep jou modderpoel was nie, God wil jou daar uithaal. En hy wil jou net vir altyd lief hê, en hy wil jou skoon was, want ek en jy kan nie die prys betaal nie, hy het dit betaal. So, oom, ek het nie die wet gelees nie, maar Jesus het dit gedoen. Hy het gedoen wat ek en jy nie kan doen nie. En daar's 'n nuwe manier hoe ek dan hierdie pad stap. Ek stop, ek dink, en ek luister en ek antwoord op sy roepstem. Want dis die nuwe manier hoe ek hierdie lewe aanpak. This is how I fight my battles. Hulle gaan dit vir ons bedien. Ek wil nie net vanoggend dink, Annika sing mooi en Heinrich speel lekker gitaar. Ek wil hê fokus op God.
fokus op sy liefde en dat hy jou red en dat sy genade so groot is dat jy nie dit kan bekostig om uit te stap as jy hom nie gekies het. Hulle bedien ons met hierdie lied. Baie dankie. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. Shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. As jy wil saam sing vanoggend, Almighty fortress, You go before us. nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Vriende, kom ons bid saam. Dis wonderlik, Hemelse Vader. Baie dankie vir die groot oneindige liefde vir ons. En in al hierdie grootheid dat U ons kom red. Vader, my hartsgebed is dat niemand nie vandag vir U besluit sal maak, die wat nog nie het nie en die wat
het ons wat het, Here, dat U net weer U liefde opnuut in ons hart kom, brandend maak vir U. En dat ons weet, elke stryd, alles, elke uitdaging, ons oorwinning lê in ons knieë voor U, want U het die prys vir ons betaal. Seën hierdie gemeente asseblief, Vader. Seën ook vir Heinrich en Annika wanneer hulle teruggaan in hulle bediening daar in Centurion. Mag U in en deur ons lewe verheerlik word. Mag ons uitgaan in U vrede en U liefde in Jesus naam. Amen. U gaan in vrede die Here seën.